Kasai, julle, nou gaan ons oor na die preek wat ek voorberei het, maar dis iets wat al jare in my lewe aan die gang is. En dit is, wat beteken dit om Jesus te volg? Ek sien, ek moet myself voorstel, maar ek het nou net al so. Julle gaan sien, ek gaan 'n bietjie na my notas kyk, maar ek wil graag uit my hart uit praat. En ek is so opgewonde om deel te wees van 'n beweging soos Doxadeio. Doxadeio is 'n plek waar die Here 'n mandaat gegee het vir multiplication. En ons gaan nou in die tekste wat gaan oor disippelskap, gaan ons induik. Maar Doxadeio is besig om sy 35ste kampus te plant in die wêreld. Is dit nie amazing nie? Want die Here het iets kom sit, 'n salwing in die kerk, om anders kerk te wees, as hoe ons dit altyd geken het. Ek het groot geword in 'n omgewing waar dit meer, ek het in die gereformeerde en die hervormde kerk groot geword, en ek is so dankbaar vir dit wat ek daar geleer het. Die Heilige Gees werk op plekke waar Christus sentraal verkondig word. En ek het op daai plek het ek groot geword, en ek is altyd so dankbaar vir dit wat die Here deur daai kerk vir my geleer het. Ek dink, toe ons in Doxadeio gekom het, ek en Jan, hier is my man, vir die wat nog nie gesien het nie, maar ek en Jan doen alles saam. Ek sê altyd, my van is Jansen, want ek is Jansen. Verstaan julle? So, ek is Martha Jansen van Rensburg, want ek is Jansen. Maar dit is so amazing om te sien, as ons saam deur kerke gaan, en waar die Here ons heen roep, om te sien wat die Here doen, deur vermenigvuldiging. En die afgelope 18 jaar is ek en Jan al betrokke by Doxadeio. By Doxadeio Kameeldrift, ek weet nie wie die tent ken hier langs die pad nie, maar my boetie se kinders het altyd vir my gevra, nou wie slaan hierdie tent nou af na die tyd? Niemand slaan die tent af nie, want hy het 'n klomp ankers. So, as ons praat oor die konsep volg my, wil ek vir jou sê, ons almal is 'n disipel van iets. Jy weet, ons dink, wanneer ons praat oor disipelskap, nee, jette, ek gaan net kyk of hy werk. Ag, julle moet maar aangaan, hy werk nie. Ok, so julle gaan my volg. Ons almal is 'n disipel van iets. So, hoe ek groot geword het, wat ek volg op my telefoon, die musiek wat ek luister, die mense met wie ek kuier, dit is die mens wat ek word. Ek is 'n disipel van iets. Ons word groot in 'n omgewing wat my die persoon maak wie ek is. Die van julle wat weet, ek en Jan was so 5 jaar in Nederland, waar ons bedien het in die kerk daar, en ons het gedink, omdat ek 'n Nederlander is, gaan dit baie maklik vir my wees, en vir Jan, om daar aan te pas. Nou ja, ons het daar besef, maar ons is eintlik Suid-Afrikaanse disipels. Ons is Suid-Afrikaanse volgelinge, want toe ons daar kom by 'n Nederlandse verjaarsdag, ek gaan hier vinnig vir julle verduidelik hoe werk dit, sodat ons die kontras verstaan, wat beteken dit om 'n volgeling te wees, of 'n produk te wees van iets. So, ons was by 'n Nederlandse verjaarsdag, so dit werk, almal sit binne in 'n kringetjie, en hulle huiskamers is baie klein en opgeprop. So hier sit ons in 'n kringetjie, en ons is genooi na hierdie verjaarsdag toe. So, nou wat dan gebeur is, die gasvrou, die een wat verjaar, bring 'n bordjie eetgoed, met allerhande happies op, en dan gaan hy in die kringetjie rond, en elkeen moet net een vat. Maar ons het dit nie geweet nie. So hier, Popo, fan. Popo, fan. So hier kom die bord. Nou is ek en Jan oblivious, ons weet 0. Hier kom die bord, en hulle kom nie by die punt nie, hulle begin by ons. So ek kyk vir die pierinkies, ek kry glad nie 'n pierinkie nie, maar ek het 'n hand, want ons Suid-Afrikaners vat mos alles, en kyk hoe baie kan jy vat. So ek vat nie 1 of 2 nie, ek vat 5. En ek vat, en is lekker kaas, en lekker worsie, en lekker augurkie, en Jan vat die bord by my, want my hande is vol, ek kan nie die bord aangee nie, en Jan vat die bord, en hy vat ook, hy het 'n groter hand, hy vat sommer 7, en hier gaan dit aan, en die geselskap praat, jy weet, Hollanders praat baie hard, en hulle praat baie die mekaar, en ewe skielik raak het stil, terwyl ek kaas in my mond het. En ek besef, soos wat die bord gaan, vat elkeen een, en hy gaan so, en ek voel net, dit word so stil,
en ek hoor die kaas in my mond, soos wat ek kou. Want die kaas word so dik in my mond, en ek besef, ek is totaal anders as hierdie mense. En daar's niks fout met Nederlandse kultuur en Suid-Afrikaanse kultuur nie. Ek is net 'n produk van Suid-Afrika. So ons het ons goed gekou en ons het gesê ons gaan net gou buite by die kinders kyk, maar ons het toe nog nooit teruggekom nie, want ons het gevoel, ons voel nie baie tuis nie. So ek weet nie wat dink hulle of hulle nog na ons soek nie, maar dit is al 'n paar jaar later, maar so disippelskap is eintlik nie 'n keuse wat ons het nie. Dis maar net wie jy is. Dis maar net wie jy is. Een van my boeties, ek praat baie oor disippelskap, hy sê toe nee, as hy nou 'n disipel kan wees, sal hy 'n braai disipel wil wees. Hy wil net braai, hy is die braai disipel. So kom ons gaan kyk na wat beteken disippelskap in die Bybel. As mens kyk na die Hebreëse woord, daar staan talmid. Talmid is die Hebreëse kernwoord van disippelskap. En dit beteken, jy is 'n student van 'n leermeester, dus 'n leerling van iets. Jy's iemand wat 'n leermeester volg om by hom te leer. So, kom ons praat oor die konsep, wat beteken dit dan om 'n leerling van Jesus te wees? As ons praat nou vanoggend in die worship, besef ons maar jy weet, daar gebeur net iets in volg my. In die woorde volg my. En as 'n mens kyk na die Bybel, daar's twee goed. Ek praat altyd van 'n kapstok. Dis 'n Nederlandse begrip, want jy hang altyd jou baadjie op die kapstok as jy by die voordeur inkom, maar hierdie is nou ons kapstok vir die evangelie. Jy het die groot gebod en jy het die groot opdrag. En dis twee teksverse. Die groot gebod is Matteus 22 en die groot opdrag is Matteus 28. So kom ons gaan kyk wat staan in die groot gebod in Matteus 22. En ons lees saam, jy is welkom om jou Bybel uit te haal of op jou telefoon saam te lees. Maar wat in Matteus 22 staan, Jesus was besig om daar te praat en die fariseërs vra toe vir Jesus, maar meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. Die tweede wat gelyk staan hiermee, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete, want Jesus het die vervulling geword van die wet en die profete. Dit is die groot gebod. Ons almal ken daai versie van Johannes 3 vers 16. En ek dink wanneer ek om hardop gaan sê, dan kan jy dit agter my aan sê, of in jou kop of hardop. Want dis hoekom Jesus gekom het. God het ons so lief gehad, dat hy sy eniggebore seun vir ons gegee het, sodat elkeen wat hom lief het, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. So het Jesus die vervulling geword van die wet en die profete, en vra hy ons om daai gebod na te leef. So nou gaan ons 'n bruggie maak na die groot opdrag toe. En dit is in Matteus 28. En ek wil jou regtig uitnooi, wanneer jy hierdie week in jou stilte tyd gaan soek 'n bietjie planne op YouVersion. En ons het planne. So laat weet by die Connect Toonbank, ek kan vir jou 'n paar goeie leesplanne gee. Wat beteken dit om Jesus te volg? As ons praat oor die groot gebod en die groot opdrag. Want die Bybel is so ryk, ek het so baie verse uitgehaal, anders gaan ons 2 ure hier sit. So die groot opdrag is, en Jesus het nader gekom en vir hulle gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan en maak disippels van alle nasies. Hy praat nie net met sy disippels nie, hy praat met jou en my. Deur hulle te doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot die volëinding van die tyd. So as ons na hierdie teksvers kyk, dan dink ek, hoe amazing is dit? Die Here stuur sommer vir ons 'n praktykopdrag vir oggend en ons gaan nou somme Matteus 28, ons gaan vandag iemand doop. Maar as ons dink aan die doop, as ons dink aan leerling wees van Jesus, vra hy letterlik vir ons 3 goed. Hy vra ons, hy nooi ons uit
om tyd met hom te spandeer, om by hom te wees, om my hart by hom leeg te gaan maak en vol te gaan maak. Want wat het Jesus gedoen? Hy het gekom om die afstand tussen God en my te kanselleer. Hy het daai verhouding van die sondeval van God, hy daai verhouding kom herstel. So Jesus het gekom om my by die Vader te bring, sodat ek in verhouding met hom kan staan. Die tweede ding wat hy ons voornooi, wanneer ons praat oor om hom te volg, is om soos hy te word, om gelykvormig te word aan hom. So wanneer jy sal sien, wanneer jy tyd spandeer met iemand, ek weet nie of julle al gesien het as mense soos 20 of 30 of 40 jaar getroud is nie, dan begin hulle soos mekaar lyk. Sommige mense lyk ook soos hulle honde en katte of hulle karre, maar dis nie wat ek bedoel nie. Ek bedoel letterlik, mense begin soos mekaar lyk met die tyd wat jy met mekaar spandeer, want jy begin mekaar se gewoontes aanleer, jy word hierdie konteks van een wees, en dit is wat gebeur wanneer jy tyd met God spandeer. Jy begin al hoe meer word soos hy. So, as ons kyk na om soos hy te word, en ek wil regtig by hierdie punt stil staan. Hoe word ek dan soos Jesus? Baie kere dan dink ek, jy weet, dit gaan nie oor wat met jou gebeur nie. Dit gaan oor wat in jou gebeur. En uiteindelik wat deur jou gebeur, oor hoe ons reageer. Ons dink baie kere die wat is baie kere belangrik. Maar ek dink die hoe is die belangrikste. Oor hoe is ek dan soos hy? Hoe lewe ek soos hy? Hoe laat ek toe dat allerhande leuns dalk in my kop kom, wat nie die waarheid is nie? Maar as ek na Jesus kyk, weet ek wie ek is. Weet ek is sy kind. En weet ek dat hy deur my wil werk, deur die liefde wat hy vir my gee. Ons het vanoggend gesing oor hoe amazing hy is. Dit is amazing om te weet dat Jesus met ons soveel bemoeienis maak met jou en met my hier vandag, om in ons te werk, sodat ek soos hy kan word. Hoe amazing is dit? Jesus het God se woord, hy het God se vleesgeworde woord geword, en hy nooi ons om soos hom te word. Ek het al gesoek in die Bybel, jy weet, waar is daar plekke, want ek wil vir jou sê, ek het al baie gestruggle met verhoudings, en met goed waarmee ek moet deel in my hart, en onsekerheid, en 'n klomp goed. Ek bedoel, ek en Jan is deur die hele proses van kinderloosheid. Ek bedoel, maar God het daai kom regmaak. En ek het gaan soek in die woord, waar is 'n plek waar Jesus, as jy kyk na die wonderwerke wat hy gedoen het, hy doen dit so in die Bybel. Ons is baie kere versigtig om daaroor te praat in die kerk, omdat ons dink, jy weet, as Jesus vra ons moet soos hy word, beteken dit dalk ons moet doen soos wat hy gedoen het. Want ons is bang en ons voel ons is gediskwalifiseer en kleingelowig. Maar gaan nou oor daai deel praat, maar oor verhoudingsdeel, wil ek ons sê, daar's nie eintlik 'n plek waar die Here 'n verhoudingskwessie net so oplos, behalwe ons verhouding met God nie. Die hele Bybel staan vol met hoe ons mag lewe, hoe ons met mekaar kan werk, hoe ons mekaar mag vergewe, hoe ons liefde uitdra, hoe ons met die opposite spirit reageer. Ek kan vir jou sê, ek kan baie ongeduldig wees. Jy kan maar net vir Jan vra. Ek sal my rug draai, hy kan maar sê. Hoe hanteer ek daai elke dag? Vandag se preek gaan nie oor vandag nie. Dit gaan regtig nie daaroor dat ons vandag net hoor, jy weet, dat ons net God se liefde, en dis nie net dit nie. Maar ek wil jou uitdaag, hierdie is 'n maandag preek, dis 'n dinsdag preek, dis 'n woensdag preek, wanneer ek opstaan, wanneer ek voel ek is net so overwhelmed, want in 'n overwhelmedness is die Heilige Gees met ons. Hy gee vir ons alles en meer wat ons nodig het om dit aan te pak. Nou net toe sê Tanya, you are making everything new. Jy gaan, of Here, u gaan vooruit. En ek dink aan daai teksvers in Jesaja 43, waar hy sê, ek gaan jou vooruit.
Ek maak 'n rivier deur die woestyn en 'n pad deur die wildernis. Ek kan vir jou sê, as daar iemand is wat ons kan vertrou, is dit God. Is dit Jesus en is dit die Heilige Gees. Dan wil ek oorgaan na die laaste punt toe, om te sê, doen soos hy. As ons kyk na die boonste 2 punte, en ek het dit nou net genoem, oor die wonderlike genesings wat Jesus gedoen het. Hy het demone uitgedryf, hy het mense uit die dood uit laat opstaan, hy het 5000 mense kos gegee met visse en brode, hy het storms stil gemaak, hy het op water geloop, hy het selfs Petrus se skoonma genees, hy het water in wyn verander, hy het mense wat nie kon hoor nie, het hy gesond gemaak. En dan sê Jesus, ek en jy gaan dit en nog meer doen. En ons gaan kyk na Johannes 14, waar hy presies dit sê. Hy sê daar vir ons 3 goed. En ek wil graag ons vat na Johannes 14 toe. So kom lees saam met my. Ek verseker julle, wie aanhou glo in my, sal ook die werke doen wat ek doen. Hy sal selfs groter dinge doen as dit, omdat ek, Jesus, na die Vader toe op pad is. Wat julle ook al sou vra in my naam, dit sal ek doen, sodat die Vader deur die optrede van die Seun verheerlik word. As julle my enige iets in my naam vra, sal ek dit beslis doen. As julle my liefhet, sal julle my opdragte gehoorsaam. En dan Johannes 14 vers 16 tot 17, en ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander raadgewer stuur om daar by julle te wees. En dit is die Gees van die waarheid, wat ek en jy vandag tot die dag van vandag nog steeds het. Die wêreld wat die Gees of Jesus nie ken nie, is nie in staat om hom te ontvang nie, omdat hy hom nie sien of ken nie. Julle ken hom egter, omdat hy by julle gaan bly en in julle woon. So die opdrag is so duidelik. Die uitnodiging is so duidelik. Sodat ons die Gees wat in ons woon, vat na die mense wat die Gees en wat God en wat Jesus nog nie ken nie. As ons dit nie doen nie, dan gaan dit nie gebeur nie. Ek wil dit vir jou sê. As ek en jy dit nie gaan doen nie, as ons dit nie gaan uitleef nie, dan gaan dit nie gebeur nie. En ek wil vir jou sê, dit is vir my net so moeilik om hierdie te hoor, om te besef, om introspeksie te doen, om te kyk, maar ek weet ek is 'n passievolle kind van die Here, en ek weet ons is passievolle kinders van die Here. Maar hoe lyk dit wanneer ons prakties werk toe gaan, of in besigheid is, of by die skool is, of by die huis is met my gesin, of by my familie is, wanneer daar issues is in families, maak nie saak nie. Die Here het ons bemagtig met sy Gees in ons, die Parakletos, die trooster, die helper, die raadgewer, wat hy vir ons gegee het. Ek dink, baie kere dink ons, ek wens ek kan gewees het waar die disippels was, dat ek Jesus persoonlik kon leer ken het. Ek sou dit ook graag wou gehad het. Maar ek dink ons het so groot voorreg om die Heilige Gees met ons te hê elke dag. Daai is so 'n geskenk wat God vir ons gegee het. Ek wil gou die checker slide hier opsit. Toe ons in Nederland was, ons was 5 jaar daar, en toe ons nou teruggekom het hiernatoe, toe ewe skielik sien ons hierdie checkers, motorfietsies rondry oralste. Dis amazing wat gebeur. In 60 sekondes kan jy nou jou groceries laat aflewer. Dis abnormaal. En ek dog by myself, hulle verkoop nie net brood en melk nie, want toe ons weer sien, toe sien ons maar Checkers lewer nie net brood en melk af nie. Checkers beïnvloed ons Suid-Afrikaanse kultuur, besef julle dit, met die rugby, die 2023 rugby. Was dit amazing om te sien hoeveel Suid-Afrikaners word saamgetrek in Nederland, in Frankryk, as gevolg van Checkers advertensies, wat mense bymekaar gemaak het deur klein kwagga wat gedans het, en boerewors, en al hierdie produkte wat hulle gaan aflaai het vir die rugby spelers. Dis amazing dat 'n plek wat brood en melk verkoop, 'n impak en 'n invloed het op jou en my kombuistafel. En as ek dink aan disippelskap,
wil ek jou nooi. Dis die plek waarheen die Here ons nooi. Om nie net elke Sondag in en uit, dis nie net dit nie, want dis amazing om so saam die Here te dien. Maar om juist te gaan en nie net brood en melk nie, maar ook vleis en aardappels en groente ook te gaan uitdeel in die week. Ek dink die Here nooi ons na 'n plek van disippelskap wat so profound is. As ons kyk na om tyd met hom te spandeer, om soos hy te word en om mense te bereik. En ek wil ons graag vat na hierdie teksvers in 2 Korintiërs 5 en ek is jammer, dis in Engels, julle kan bly wees, dis nie in Nederlands nie, maar dis nou in Engels, en ek is seker ons almal verstaan Engels. En ek wil vir jou wys wat Paulus hier skryf, waarmee hy ons so bless. Jy weet, daar is soveel energie in die woord, en ek wil hierdie teks met ons deel, en ons uitstuur vandag met hierdie teks. 2 Korintiërs 5 vers 16 tot 20. Because of this decision, we don't evaluate people but by what they have or how they look. We looked at the Messiah that way once and got it all wrong, as you know. We certainly don't look at him that way anymore. Now we look inside, and what we see is that anyone united with the Messiah gets a fresh start, is created new. The old life is gone. A new life emerged. Look at it. All this comes from the God who settled the relationship between us and him, and then called us to settle our relationships with one another. God put the world square with himself through the Messiah, giving the world a fresh start by offering forgiveness of sins. God has given us, Doxa Deo Rode Vallei, the task of telling everyone what he is doing. We are Christ's representatives. God uses us to persuade men and women to drop their differences and enter into God's work of making things right between them. We're speaking for Christ himself now. Become friends with God. He is already a friend with you. Die wat my ken sal weet, ek is regtig 'n familiemens. En wanneer ek en Jan deel geword het van Doxa Deo Rode Vallei, het ons 'n familie geword. Ons het 'n familie geword. Die oomblik as iemand sy hart vir die Here gee of deel word van ons hier, word ons 'n familie. Maar ons is nie net 'n familie nie. Ons familie het ook 'n missie. Ek en jy is familie saam, en ons het saam hierdie roeping gekry om 'n impak te maak. Weet, ek het nou 'n klomp goed gesê, en ek wil jou regtig uitnooi, en ek wil net ruimte maak vir wat die Heilige Gees in jou hart doen. En miskien is daar plekke in die 3 areas wat ek genoem het. Om by hom te wees, om soos hom te word, en om 'n impak te maak in jou omgewing. En ek vermoed baie kere is dit by die eerste plek waar mense regtig struggle om tyd met God te spandeer, om tyd in die woord te spandeer. Ek wil vir jou sê, my kop raas baie kere. Dat ek dink, hoe moet ek nou stil raak met die Here? Ek wil net vir jou sê, ek herken dit, en ek weet dat baie van ons daarmee sukkel. Maar ek wil regtig jou nooi, vertrou die Here, sit nie daai stap, om elke dag tyd met hom te spandeer, al begin jy met 5 minute. Of dalk is jy al lank in die woord, begin dan met 'n ander manier, of beteken dit dalk dat jy ietsie moet doen van dit wat jy leer. Maar daarso in die 3 areas wil ek jou uitnooi op verhouding met die Here, om ander lief te hê, en om 'n impak te maak in jou omgewing. Dalk beteken dit, jy moet jou approach verander, oor hoe 'n mens met mense werk, of dalk moet jy iemand vergewe. Dalk loop jy lank rond met 'n wrok in jou hart teenoor iets of iemand, of teenoor 'n besigheid, of wat ook al, ek weet nie. Maar ek nooi jou uit, maak jou hart op, dis tussen jou en die Here. My werk vandag is net om te fasiliteer, dit wat die Here wil doen.
En eintlik sit ek saam met jou in hierdie stoel en luister na dit wat hy vir jou en my sê. Ek wil graag die slide opsit van die 2 gesegdes. Ons gifts, your gifts matter, but they are meant for people. And God doesn't call us to a job. He calls us to a people. Dis waarheen God ons uitnooi. Die rede hoekom jy vandag in hierdie stoel sit en waarom ek hier vandag kan staan, is as gevolg van wat God en Christus se werk in ons lewe is. En waarskynlik het mense daarmee te doen gehad. Waarskynlik was dit 'n pa of 'n ma, of 'n vriendin of 'n vriend, of 'n preek, maar dit het te doen met mense in jou lewe. God gebruik ons as kerk, ons as Doxa Deo, om mense te bereik. En ek wil dankie sê vir die Here, dat ons vandag hier kan sit en weet, hy het hierdie vir jou en my gedoen. En ek gun hierdie vir mense daar buite wat dit nog nie het nie. En laastens wil ek die vraag stel, imagine Pretoria oor 50 jaar. As jy dink 50 jaar terug, waar was ons? Ek weet 50 jaar is baie, maar ek weet 5 jaar gaan baie vinnig verby. Maar ons is nie besig met 'n 5 jaar plan nie. Jesus is al lankal besig met 'n 2-3 jaar plan. En ons is deel van daai. Hoe lyk Pretoria oor 50 jaar? Daar waar ek en jy bly, daar waar ek en jy verbyry, daar waar ons winkels toe gaan. Jy geweet jy is 'n hoop en 'n ligdraer van God, met die Heilige Gees in jou. En wat vra die Here vir ons oor Pretoria? Wil ons meer bid vir Pretoria? Wil ons self iets verander? Ek wil net hierdie gedagte by ons drop, want ons is die mense wat die omgewing skep waar God regeer. En dit is die roeping wat God op Doxa Deo gesit het, om sy glorie in ons dorp en ons stad te kry. En dit gebeur nie deur my alleen nie, dit gebeur deur ons almal saam. En die mense daar buite, want die Heilige Gees woon in ons. Voordat ons 'n videoetjie gaan kyk, wil ek net afsluit met 'n gebed. En ek wil jou nooi, as jy in jou hart voel, dat jy regtig struggle met verhouding met die Here, waar jy dalk voel jy is op 'n plek van diskwalifikasie of onsekerheid, of daar's 'n blok in jou brein, of jy weet net nie hoe nie. Ek wil spesifiek daarvoor bid vandag. En dan wil ek spesifiek bid vir vergifnis. Ek wil bid dat as jy struggle met, dat jy hierdie wrok dra teenoor iemand, of wat ook al, ek gaan net daarvoor bid, en ek gaan nie vra dat iemand 'n hand opsteek of niks nie. Dis tussen ons en die Heilige Gees, en ons vertrou net vir wat hy gaan doen. So Here, dankie dat ons vandag in hierdie stoel kan sit en kan weet, U het bemoeienis met my vandag. Dankie dat ons weet, dat U ons op 'n plek genooi het, om nader aan U te kom, om tyd met U te spandeer. Want die oomblik as ek tyd met U spandeer, kan ek berge versit. U sê dit in die woord, ek kan dit en meer doen. En Here, ek bid vir ons elkeen wat daarmee struggle. Wat struggle om tyd te maak of tyd te hê of kapasiteit te hê, Here. Bid net dat U Heilige Gees sal kom en daai ruimte sal maak. Dat ons net sal ervaar hoe U in ons hart land. Want ons weet U is daar. Maar ek bid dat daai ruimte sal kom, Here. Dat wanneer ons Maandag, Dinsdag, Woensdag ingaan, dat U teenwoordigheid so tasbaar aanwesig sal wees. En dan, Here, wil ek bid dat mense wat regtig sukkel met vergifnis, Here, bring ons dit voor U troon, Here. Is dit nie amazing om te weet, Jesus, U het vir my sondes gesterf, en U het my verlede, my hede en my toekoms vergewe. En ek bid vir die persone hier, wat daai nog moet weet. Wat weet, ek is vergewe, en ek is bevry van alles wat stemmetjies in my kop sê, ek is nie goed genoeg nie. En ek bid vir vergifnis teenoor mense in verhoudinge, Here. Ek bid dat mense versoening sal maak met mekaar, dat daar vrede gemaak sal word met mekaar, as gevolg van wat U kom doen het.
Dankie Here dat ons weet, ons is nie net veronderstel om alles vir onsself te hou nie. Ons mag dit uitdeel. En die oomblik wanneer ons dit uitdeel, sien ons hoe U werk, mag ons die eerste stoel hê van die Heilige Gees se werking in mense se lewens. En ek bid dit uit oor ons almal hier by Doxadei Rode Vallei en oor hierdie gemeenskap, dat ons 'n impak kan maak in ons omgewing. Dankie Here vir wie U is. You are just amazing. In Jesus naam, amen. Dankie vir jou ongelooflike woord. Ek het nou so terwyl jy gepraat het, was ek so geraak met my eie lewe. Ek gaan dit kort hou. Ek voel net baie sterk. Ek wil dit share met julle. Ek het so jare en 'n bietjie terug tot bekering gekom. Voor dit was ek 'n dwelmverslaafde vir 19 jaar. En almal het opgegee op my. Ek het 39 kilos geweeg. Almal het opgegee op my. Daar was niks oor nie. Ek was 'n per se straatkind. Ek het 4 hempies en 'n hoodie oorgehad en niks hoop nie. En dan kom een vrou in my lewe in. Een vrou wat nie bang is vir hoe ek lyk of vir hoe ver weg ek is nie. En sy sê, maar die Here het gesê, ek is nie klaar met jou nie. En deur haar gehoorsaamheid red hy my lewe. En ek kan nie ophou dink wat sou gebeur het as sy nie gehoorsaam was nie. Ek sou dood gewees het en ek sou gebrand het in die hel en is so sterk soos dit, ek weet dit. En sy kom en sy red my lewe en ek's nou 'n jaar en 3 maande skoon, sober, my hart vir die Here gegee. Ek staan hier en ek lei worship. En ek's gesond. En is oor een vrou nie bang was nie. En ek wil jou smeek, as die Here met jou praat oor iemand, gaan doen dit. Jy kan hulle lewe red. Ons sit hier en ons is so gemaklik en ons is so happy en dit is so great dat ons as 'n familie saam hier kan sit. Maar daar's mense daar buite wat jou gehoorsaamheid brood nodig het. Hulle lewens depend on it. En dis hoekom jy moet gaan tyd spandeer met die Here. Dis hoekom jy moet gaan sit en hoor, waarvoor het jy my nodig vandag, Here? Hierdie song is beautiful. Dit sê made for more. Elkeen van ons is made for more. En soos wat ons hierdie diens afeindig, vra vir die Here, use me. Vir wie het jy my nodig? Vir wie? Iemand soos ek. Kom ons sing hierdie song. Julle kan saam met my staan.